Vriende, ek gee nog so 'n minuut vir die laaste paar mense wat daar buite is om in te kom. Vriende, goeiemôre en baie welkom vanoggend hier by Ligpunt vir al ons regulars, maar spesifiek ook as jy nuut is hier vanoggend. Dis 'n ongelooflike goeie Sondagoggend, eintlik soos elke Sondagoggend om hier by ons gemeenskap te wees, soos wat ons kos kry vir ons siel saam as 'n gemeenskap. My naam is Stefan Trieter, ek is een van die personeellede hier by Ligpunt en ek gaan ons net saam deur vanoggend se diens lei. Net 'n paar ordereëlings. Die eerste een is, ons het 'n kinderbediening vir 3-jariges tot en met graad 5 gedurende die samekoms. Indien jy nuut is of jy is onseker oor waarheen jou kind moet gaan, kry asseblief vir Jolandi daar by die ligpuntjies banner haar foto behoort hier bo op te kom. Sy sal julle help om julle kinders in die regte rigting in te stuur. En dan het ons ook 'n kadette bediening. Dit is ons graad 6 en ons graad 7's. Hulle ontmoet ook vandag, na die 4de lied gaan hulle ook uit en hulle ontmoet saam. Hulle kyk vandag saam na hoe en hoekom God ons gemaak het. En so hulle is ook besig met God se woord, soos wat ons saam vanoggend by mekaar is. Ons gaan vandag aan met ons kwaliteitreeks, waar ons kyk na areas en spesifieke maniere waar ons ons tyd op die beste manier kan gebruik. Hierdie tyd wat God aan ons toevertrou het. En so ons sien baie uit om vandag verder daaroor te gesels. Voordat ons begin, kom ek bid vir ons en dan skop ons af deur om na God toe te kom. Kom ons bid saam. Ons hemelse Vader, Here, ons kom vandag met opgewondenheid na U toe. Here, soos wat U ons uitnooi om saam as U mense bymekaar te kom, om ons oë te vestig op U en die werk wat U gedoen het in hierdie wêreld. Here, U is die skepper van hemel en aarde. U hou alles rondom ons in stand. U is in beheer van seisoene, soos wat ons dit aan ons lywe voel, hoe dit kouer raak. Here, U gee om vir elke persoon hier vandag, Here, as skepper. Maar U is nie net skepper nie, U is ook ons redder. En deur die Seun Jesus Christus het ons toegang weer tot U. Ons bid dat iets van daai vrede en daai bemoediging sal bly by ons, soos wat ons na U woord toe kom, soos wat ons U lof besing. Wees asseblief met ons in ons samekoms vandag. Ons bid dit in Jesus se naam alleen. Amen. Vriende, ek het hierdie week gereflekteer en ek is gekonfronteer met hoe ek so gereeld op verskillende plekke sekuriteit en 'n sinvolle lewe soek. Ek dink dit is almal van ons. Ons roep uit na iets of iemand wat 'n anker kan wees vir ons, maar ons maak die fout om dit gereeld te doen op verskillende plekke wat eintlik nie vir ons uitkoms kan bied nie. Ons kom op 'n punt waar ons werk of ons familie of ons verhoudings nie dit kan gee wat ons diepste hartbegeerte is nie. Dit vat ons tyd, maar dit gee nie vir ons waarde terug nie. En so ek wil asseblief ons bring na God se woord, hoor wat God sê in Jeremia 9
vers 23 tot 24. So sê die Here, die wyse man moet nie in sy wysheid roem nie, die soldaat nie in sy krag nie, die ryk man nie in sy rykdom nie. Laat hom wat wil roem, daarin roem, dat hy insig het en my ken. Ek is die Here. Ek bewys liefde, reg en geregtigheid op die aarde, want dit is wat ek wil hê, sê die Here. Vanoggend kom ons na hierdie God toe, die Here, die enigste bron van goedheid en van krag en van vreugde. En so met die kosbare tyd wat ons het vanoggend saam, kom ons loof God vir wie hy is. Kan ek julle uitnooi, kom ons staan en ons sing saam.
Ons het 'n priester wat vir ons intree, uit in die heiligdom homself gegee, om as die lam van God sy bloed te stort, dat ons kan heilig word. En nou kan ons weer moed oor nader kom, na die trone, na die heiligdom. Hy het sy vlees gegee, die gordyn geskeur, dat ons kan binnentree. So laat ons
Step out of the shadows and walk into light. From sinner or saint, slave man or free. Bring blessings and offerings, and then you shall see. Bring blessings and offerings, and then you shall see. There's a peace to settle your soul. There is a peace that's calling you home. You've been tempted and shaken, tested and failed. You've been so far from Jesus and too close to hell. Your vision's been clouded by this world's delight. But I tell you, you're not of this world, so stand up and fight. You're not of this world, so stand up and fight. There's a peace to settle your soul. There is a peace that's calling you home. There is a peace to settle your soul. There is a peace that's calling you home. There is a peace, perfect and true. The Prince of Peace is calling for you. There is a peace, perfect and true. The Prince of Peace is calling for you. Amen. Dankie kindertjies, kan maar uitgaan. Julle kan maar sit. Hallo. Kom ons sluit die oë. Here, God Almagtig, liefdevolle Vader, Almagtige Koning. Heilig is U naam. Dankie dat ons so op 'n Sondag bymekaar kan kom om U te loof. Om as 'n gemeenskap van gelowiges U te eer. Here God, U is so goed vir ons. U gee vir ons lewe. U sorg vir ons, U voorsien vir ons al die behoeftes wat ons nie wat ons begeer noodwendig nie, maar wat ons nodig het om te kan lewe. Here, vergewe ons dat ons vasklou aan aardse dinge, werk, mense,
besittings. Here, vergewe ons dat ons so maklik vergeet dit wat ons 2 weke terug onthou het en gevier het, Here, die kruisiging en die opstanding. Die dierprys wat U vir ons betaal het, dat ons kan lewe. Here, vergewe ons dat ons vergeet dat ons nie kan lewe sonder U nie. Vergewe ons dat ons vergeet dat die grootste skat is U, is om U te kan ken en om in 'n verhouding te kan wees met U. Here, mag dit waar wees van ons, mag ons verdiep in die woord, verdiep in die gemeenskap van gelowiges, mag ons liewer wees vir U tot op so 'n mate dat ons hele wese verander is en gevul is deur U, dat U ons diepste begeerte is. Ek bid dat U vandag se boodskap sal seën. Ek bid dat ons harte sal gevul wees met die Gees, dat ons ore sal hoor en dat ons bemoedig sal wees. Dankie vir U goedheid en U liefde. Bid dit in Jesus se heilige naam. Amen. Goeiemôre, ek lees vir ons Psalm 16 uit die ESV vertaling. Hierdie is die woord van God. Preserve me, O God, for in you I take refuge. I say to the Lord, you are my Lord. I have no good apart from you. As for the saints in the land, they are the excellent ones, in whom is all my delight. The sorrows of those who run after another god shall multiply. Their drink offerings of blood I will not pour out or take their names on my lips. The Lord is my chosen portion and my cup. You hold my lot. The lines have fallen for me in pleasant places. Indeed, I have a beautiful inheritance. I bless the Lord who gives me counsel. In the night also my heart instructs me. I have set the Lord always before me, because he is at my right hand. I shall not be shaken. Therefore my heart is glad and my whole being rejoices. My flesh also dwells secure. For you will not abandon my soul to Sheol, or let your Holy One see corruption. You make known to me the path of life. In your presence there is fullness of joy. At your right hand are pleasures forevermore. Goeiemôre almal. Baie hartlik welkom. Ek sê saam met Stefan baie welkom vir elkeen. Dit is inderdaad nou die winterskof van 2025. Hier gaan ons, ek sien ons is deesdae 'n winterreënvalstreek ook. Ek glo dit gaan lekker wees. Ons is in 'n preekreeks van 8 preke. Vriende, preekreeks, ek sê dit sommer spesifiek vir die ouens wat vir die eerste keer hierso is. En dan natuurlik ook vir ons besoekers. Ons is baie bly julle is hierso. Ons in 'n preekreeks van 8 preke. Ons is nou by nommer 2. So as jy die eerste ene gemis het, gaan luister hom asseblief op ons nuwe app op Church Center as jy hom nog nie afgelaai het nie. Dis baie maklik. Ek het dit eers hierdie week gedoen. Maar tjoefjaf kan jy laasweek se preek luister op pad werk toe en daar's 'n wyse manier om jou tyd te spandeer definitief. Liewe vriende, ek gaan vir ons net vinnig neem na waar ons dit laasweek gelos het. Waar ons dit laasweek gelos het met ons preek, toe ons begin het met die opskrif van kwaliteit. Dis ons preekreeks. Ons het begin met kwaliteit en laasweek het ons begin met prioriteit. Ons is hierdie week in stilte tyd. Nou die opskrif van hierdie preekreeks begin by Efesiërs 5. My naam is Gert, ek is 'n ouderling hierso, ek moes dit ook vroeër gesê het.
En my voorreg is om vandag saam met julle in die Here se woord in te duik. Ek lees vir ons Efesiërs 5 en daarna gaan ek vir ons bid. Let daarom sorgvuldig op hoe julle leef. Nie as onverstandiges nie, maar as wyses. Koop die tyd uit, omdat die dae vol boosheid is. Om hierdie rede moet julle nie onverstandig wees nie. Probeer eerder om te verstaan wat die wil van die Here is. Hoe sal 'n wyse mens sy tyd spandeer? Probeer om te verstaan wat die wil van die Here is. Laasweek het Johan vir ons gesê, in die res van die reeks gaan ons die wil van die Here dubbelklik. Ek bid vir ons. Vader, hier is ons, u kinders, op Sondag 4 Mei, nog een van die dae wat vol boosheid is. Maar ons bring hierdie bose dae en ons kom lê dit by u voete. Ons bid vir die Gees, dat u nou in ons sal openbaar wat u wil is, en dat ons die wysheid daarin sal sien, en met ons koppe verstaan. Ons bid, Here, dat u dit sal laat intrek in ons harte, en as u ons besonder genadig sal wees, dat dit sal uitvloei in ons hande, sodat ons werklik kan doen, sodat ons werklik in 'n nuwe, vreugdevolle lewe saam met u ons koning mag instap, en die wêreld van u glorie kan vertel. Amen. Vriende, ek het met 'n hele klompie ligpunters gesels, veral met myself. En ek is jammer om te sê dat ons is nie besig om stilte tyd te nail nie. So wat is inderdaad ons hartsposisie wanneer dit kom by ons tydspandering? Hoe sien ons tyd? Right, nou, wanneer dit kom by stilte tyd, is dit een van die akute plekke waar ons tyd op 'n spesifieke manier sien. En Poen het gesê, ek dink hy het elke jaar 3 Lord of the Rings quotes. Dit is 'n ouderling onderhandeling, dis 'n ouderhandeling. En vir elke Lord of the Rings quote wat hy mag gee, kry ek 2 C.S. Lewis quotes. En ek het een vir ons saamgebring. Hier's wat C.S. Lewis sê oor ons hartsposisie teenoor hoe ons tyd spandeer. Ek dink hy kry dit perfek reg. We try, when we wake, to lay the new day at God's feet. Before we have finished shaving, it becomes our day. And God's share in it is felt as a tribute which we must pay out of our own pocket. A deduction from the time which ought, we feel, to be our own. Ek dink hy spot on. Kom ons pause vir 'n oomblik oor hoe belaglik ons is. Vir die een wat die son gemaak het, die een wat ruimtetyd ontwerp het. Hy het dit gedoen met die mag van sy woord in realiteit ingeroep het, en dit in genade vir ons skenk, vir hom, hy wat vir ons 'n vrye wil gee om daai te gaan gebruik, 'n vrye wil wat terloops ook hy ontwerp en vir ons geskenk het. Vir hom sê ons, Here, hier is ons minute, hier is die krummels van my tyd. Ek hoor nie 'n dankie nie. Vriende, laat hierdie preek vanoggend vir ons 'n duidelike vermaaning wees, 'n rebuke. Dit is beslis vir my, maar daar is hoop, daar's baie daarvan, byt net vas. Hoekom is 'n rethink, hoekom is 'n bekeer van ons halfhartige stilte tyd belangrik? Hoekom is dit 'n big deal? Right, want vriende, ons stilte tyd staan en val by hierdie vraag: wat is God vir jou? Ons gaan vandag stil staan by 2 groot stasies, hoekom stilte tyd? En die tweede ene, hoe stilte tyd? Nou, hoekom jy stilte tyd doen, verklap wat God is vir jou. Hoe jy stilte tyd doen, vorm wat God is vir jou. En in sy genade gee die Here vanoggend vir ons deur sy woord 'n kykie in die stilte tyd van koning Dawid. Heel eers net wat is stilte tyd? Daar's baie definisies daar buite. Hier is 'n goeie een. Dis 'n tyd van intentionele uitskakeling van alles wat nie God is nie
en 'n inskakeling tot die 3 persone in een wese van God. Ons doen dit deur stil te word, te luister, te antwoord. Ons kom later by die hoe. So, stilte tyd vorm dus 'n hoeksteen, 'n baie belangrike komponent waarmee ons 'n intieme verhouding met die Here beoefen. Dit is nie die som totaal van ons verhouding met die Here nie, maar dit is 'n baie belangrike komponent waarmee ons toetree tot die Here, waarmee ons verhouding met hom in stand gehou word en waarmee ons verhouding met die Here floreer. Voor ons in die teks induik, wil ek vanoggend ietsie verkeerd omdoen. Ek wil eers illustreer en dan wil ek in die teks induik en ek hoop dit help ons dat die teks ons harte beter vorm. En die rede daarvoor is dat ons as mense is baie goed met die horisontale verhoudings. Ons verstaan dit intuïtief. Maar die vertikale verhouding tussen ons en God is vir ons moeilik en is vir ons verwarrend. Maar die horisontale verhoudings is die groot metafoor wat die Here geskep het, juis sodat ons beter kan verstaan. En een van die beste metafore wat hy gebruik om vir ons te maak verstaan, is tussen 'n man en vrou, tussen 'n bruid en 'n bruidegom in 'n huwelik. So, hier kom 'n illustrasie. Ek besluit om tyd te spandeer saam met my vrou. Haar naam is Solista. Sy's pragtig. Ek skakel haar van die werk af. Ek sê vir haar, lief, ek wil jou vanaand uitvat vir ete. Ons kom by die restaurant aan, ons bestel ons drankies, ons gaan sit. Sy vra vir my, en kom wil jy tyd saam met my spandeer vanaand? En wow. Wat volgende by my mond gaan uitkom. Jong manne, luister vir oom Gert. Hierdie gaan nie die aand bepaal nie, dit gaan die maand bepaal. En dit kan besonder goed uitwerk of dit kan katastrofies wees. Hoekom wil ek tyd saam met jou spandeer? Lief, dit is maklik. Dis maklik want ek weet as ek dit nie doen nie, gaan jy my lewe hel maak. Wat is my vrou vir my daar? 'n lat wat ek wil vermy? Woede wat ek vrees? Kom ons probeer weer. Hoekom lief wil ek tyd saam met jou spandeer? Dit is baie maklik. Want as ek tyd saam met jou spandeer, dan skuld jy my. En dan moet ek die res van die week, kan ek jou gebruik om vir my loswerkies te doen. Vriende, dis skertsend, maar daar's diep waarheid daarin. Daar lê 'n groot waarheid van 'n verwarde manier hoe ons toetree tot die Here. As ek hom in my skuldkant plaas, dan kan ek hom manipuleer om na my pype te dans. Bewuslik of onbewuslik sien ons die Here of as 'n lat of as 'n wortel. Maar dis maklik om tot daar te verstaan, maar kyk wat gebeur nou. In ons sekulêre, onafhanklike wêreld het ons nie meer regtig 'n vrees vir daai lat nie. Ons het ook nie regtig 'n nut vir daai wortel nie. So, voilà. Baie minder alleentyd. Al wat oorbly is 'n ongemaklike, vae herinnering van iets wat nie is soos dit moet wees nie. Terug in die restaurant. Kom ons probeer weer. Hoekom wil ek stilte tyd hou? Hoekom wil ek met my bruid tyd spandeer? Want wanneer ek by jou is my hart bly en juig my binneste. Ek is lief vir jou. Hoekom stilte tyd? Kort antwoord. Liefdevolle verhouding. Hoekom sal ons wys wees, vriende? Hoekom sal ons wys wees om tyd te spandeer op stilte tyd? Wanneer jy dink aan die hoekom of die hoekom nie jy stilte tyd hou, antwoord dit hierdie vraag. Wat is God vir jou? Lat? Wortel? Niks? Veraf kennis? Wat jy nou en dan raakloop? En sê, hey, ons moet 'n bietjie braai. Of is hy vir jou Abba? Right. Stilte tyd gaan altyd vir ons 'n slow motion mislukking bly as ons die hoekom bewuslik of onbewuslik verkeerd kry. So kom ons verstel vanoggend aan die hoekom deur die Here se woord en sy gees toe te laat om 'n verstelling in ons harte te maak oor wat God is vir my. So ons kyk vir 'n oomblik
as 'n toeskouer na die stilte tyd van koning Dawid. 'n Man so na God se hart. En ons gaan dit doen daar in Psalm 16. Ons gaan sien hoe Dawid in sy stilte tyd gevorm word deur dit wat God vir hom is. So ek vra, vat jou blaadjie of jou Bybel as jy Bybel hierso het. Ek gaan versie vir versie deur Psalm 16 gaan. So jy gaan maklik kan volg van die een versie na die volgende ene toe. Right. Het julle hom? Ons se vingers op vers 1. Dawid roep uit in vers 1. Preserve me, O God. Bewaar my, Here. Dis sy enigste vraag. Dis sy een en enigste petisie in hierdie Psalm. Ons weet nog nie waarvan hy bewaring nodig het nie, maar hy roep dit uit. En onmiddellik in dieselfde vers, onmiddellik begin die Gees te getuig oor wie God is. Hy roep uit, preserve me, O God, for, want, in you I take refuge. Ja, maak sin, ja, right. Dit maak nie heeltemal sin nie as jy vir 'n oomblik daaroor dink. Bewaar my, want U is vir my toevlug. Right? Bewaar my, Here, want U is vir my skuilings, nie U guns of die dinge wat U gee of die uitkoms wat U gaan laat aanbreek of die omstandighede wat U gaan verander wat my so knaal nie. Geen nie om wat die omstandighede is nie. U is vir my toevlug. U self is die skuilings. Vers 2 sê hy, I say to the Lord, you are my Lord. Die oorspronklik is, I say to Yahweh, die heilige naam van die Here, die groot ek is, I say to Yahweh, you are my Adonai. Ek verklaar aan Yahweh, U is die een wat die soewereine heerser van my lewe is. U het die absolute finale gesag oor my. I say to the Lord, you are my Lord. U is, Here, vir my soewereine heerser. Verder in vers 2. Ek verklaar aan Jahwe, sê Dawid. Ek verklaar, ek het geen goed buiten U nie. Vriende, die woorde wat ek nou net gesê het, is so gewigtig dat ons moet hier stop vir 'n oomblik. As elkeen van ons geseënd genoeg is om oud genoeg te word, gaan daar 'n baie spesifieke seisoen in elkeen van ons se lewe aanbreek, wat ons op 'n baie intensiewe manier gaan besigheid doen met hierdie vers. So kom ons stop hier vir 'n oomblik en dink, buiten U is daar vir my niks goeds nie. Drink dit net in vir 'n oomblik. Die grootste vraag en antwoord van jou lewe. Dawid sê, Here, U is vir my die bron van alle ander afgeleide goeie dinge. U is die bron van alles wat goed is. Die res is net afgeleides van U absolute goed. U is vir my hoogste skat. Right. In vers 3 volg dan 'n voorbeeld van een van hierdie afgeleide goeie dinge. Dit is die mense van God. Hulle oor wie ek my verlustig. In Engels, in whom is all my delight. Is dit nie so nie? Vriende, Natasha is op die oomblik op 'n 3 maande sabbatical wat nou Vrydag aangebreek het, so ons kan 'n bietjie positief van haar skinder en haar besigheid. Is dit nie 'n delight om haar te sien drukkies gee, iewers te dien, iets uit te sorteer, drukkie te gee, te gaan, te support. Die support wat ons as predikers kry is van haar af is ongelooflik, drukkies te gee. Dit is gaan 'n geweldige tekort aan drukkies wees oor die volgende 3 maande, besef ek nou. Vriende, ek het skertsend hierdie week as vir haar gesê, maar kan ons dalk Psalm 16, 'n wonderlike mooi getoonsette weergawe sing? En toe ek vanoggend die instap toe hoor ek die band speel het. Julle is 'n delight. Julle is 'n afgeleide goedheid van die absolute goedheid. So Dawid kan nie anders as om in vers 4 te gaan en te sê, uit te roep,
en te sê, hoe dwaas is dit nie, hoe dwaas is dit nie, om agter enige ander God aan te hardloop. Hoeveel hartseer en ellende bring dit nie om 'n afgod te dien, wat nie kan bevredig nie, wat iewers tekort gaan skiet, wat iewers jou in die steek gaan laat. Ek wil met hulle niks te doen hê nie, sê Dawid. Dan in vers 5 gaan hy verder. En hy gaan verder met sy verklaring, dis 'n jubeling, dat daar geen goed is buiten God vir hom nie. En hy sê, niks buiten U is vir my goed nie, U is vir my die porsie wat ek altyd sal kies. As daar 'n buffet van ander gode is, sal ek U kies, want U verkoop, U bevredig. U is my heerlikste filletsteak, U is my beste wyn. U is my hoogste skat. So wat is God so ver vir Dawid? Skuiling, heerser, alleenheerser, sy hoogste skat. Dawid gaan verder met sy woorde, dat God vir hom soewereine heerser is. Hy dubbelklik dit, as hy in vers 6 verklaar, U is my heerser, so ek weet, U bepaal my lot. Daar's iets om oor te pyns, vriende. U bepaal my lot. As die lot gewerp is, as die dobbelsteen geval het, dan weet ek, U laat alles haarfyn uitwerk vir my. U bring 'n spesifieke uitkoms wat my uiteindelik in die wysheid lei na pleasant places. Afrikaans wen hierso. Afrikaans gebruik die woord lieflike plekke. Lieflike plekke. Dis goed dat U heers, Here, want U kyk, U bring my by lieflike plekke. Vers 7. Vers 7 is baie interessant. Right. Want vers 7 gaan oor hoe God bewaar. En dit gaan oor hoe God ons heers. Right. U is my raadgewer. Right. U begelei my. U kan dit net doen. U kan my bewaar as U wil. U kan net die woord spreek en al die gevare laat verdwyn. U doen dit dikwels sonder dat ek weet, maar die primêre manier hoe U dit doen is, U gee my raad. In verhouding kom vat U my hand en U lei my uit die gevaar uit. U lei my deur die gevaar. Dis hoe die Here dit doen. U is my genade genoeg om my in daai storie van redding in te skryf en my soos 'n pa in die hand te neem. So, kom ons som op. Kom ons som op waar ons nou trek in Dawid se stilte tyd. Hy roep uit in vers 1. Bewaar my, o God, preserve me, o God. En die Gees begin onmiddellik werk en te getuig en te verklaar, wie is God? U is vir my skuiling. U is my alleen heerser. U is my raadgewer. U is my hoogste skat. En nou in vers 8 verander sy vra, preserve me, in 'n diep vertroue, confidence. En hy sê, wag. Hy sal my bewaar, hy sal. Because he is at my right hand, I shall not be shaken. So hier staan Dawid op die bergpiek van sy vertroue op God in vers 8. En sy smeking, preserve me, in vers 1 het stelselmatig in sy stilte tyd verander in I shall not be shaken. 'n Transformasie wat gebeur in Dawid terwyl die Gees getuig, wie is God? Maar Dawid se stilte tyd is nie verby nie. Wat nou volg in vers 9 tot 11, is een van die mooiste, en ek is jammer ek het nie 'n beter woord as hierdie nie, een van die mooiste ontploffings van vreugde wat in die Bybel opgeteken staan. So Dawid gaan in sy stilte tyd van vra, na vertrou, na vreugde, en dan gaan hy werk toe. Ek sal bewaar word, sê hy, van dit wat ek bewaring voor gevra het, en hier sien ons wat dit is. Hy vra bewaring van die dood. Hy wil nie hê die dood moet finale skeiding tussen hom en God bring nie. En sy antwoord is, hy gaan bewaar word. Na siel en liggaam gaan hy bewaar word. En daarom het hy pleasures forevermore by die Here se regterhand. Daai woordjie pleasures
En die enetjie wat ons vroeër gesien het, pleasant places, selfe woord. Word wederkerig gebruik in hierdie psalm, hier kon net sowel gewees het, en daarom het ek 'n pleasant place forevermore. Right, so as ons 'n tree weg staan van Dawid se stilte tyd en ons vra, wat is God vir Dawid? Skuiling, heerser, raadgewer, hoogste skat. Sien raak, liewe vriende, dat opgesom is Psalm 16 eenvoudig 'n groot liefdesverklaring teenoor God. Tim Keller sê, what we love shapes who we are. What we love shapes who we are. Is dit nie inderdaad so nie? What we love shapes who we are and also our quiet time. Ek het daai stukkie bygesit, maar ek dink dit is geldig. Op die vraag aan Dawid, wat is God vir jou, Dawid? Antwoord hy in Psalm 16. God is vir my eerste, hoogste liefde. In your presence there is fullness of joy. Okay, so dis great. Dawid is 'n stilte tyd ninja. Maar as ek moet eerlik wees, vriende, en ek gaan morsig eerlik wees hier vanoggend, is dit nie vir my sulke goeie nuus nie. Die onmiddellike, ongemaklike implikasie vir my is ek besig om klei te trap met my stilte tyd, omdat ek net 'n frustreerde, verwarde, afgekoelde liefde het. As ek dit moet vergelyk teen koning Dawid, is God my eerste en my hoogste liefde? Ek weet nie, dikwels dink ek nie so nie. Altyd dikwels is my skuiling my bankbalans. My heerser is waarskynlik my gemak. My raadgewer, Joe Rogan, Jordan Peterson, Ernst Roots. My hoogste skat, is ek. En in die diepste van my wese weet ek, hulle almal skiet tekort. Hulle gaan nie een bevredig. Roep uit saam met Dawid. Roep net uit saam met hom. Preserve me, O God. Roep uit saam met die pa wat gesmeek het dat Jesus sy seentjie gesond maak. Ek glo, Here, help my ongeloof. Hier kom die hoop. Ek wil terugkeer na Dawid se stilte tyd in Psalm 16. I think we missed something. We missed something big. Ek wil teruggaan na vers 8 toe. Net daar wat Dawid se hulp geroep uiteindelik oorgaan in vertroue dat hy sal bewaar word. Wat ons gaan moet doen, vriende, is ons gaan moet lees die oorspronklike taal waarin dit gepreek is. Alright? Die oorspronklike taal waarin dit gepreek is 1992 jaar gelede, net nadat die Heilige Gees uitgestort is, het Petrus opgestaan en hy het Psalm 16 gepreek. Hierdie einste psalm wat ons vanoggend gelees het. Hy het dit gepreek. En jy sou sy Hebreëus gehoor het in klokhelder, pragtige Pretoria Oos, Gasfontein, Ferry Glen, Lynnwood Drift, Afrikaans. Petrus lees Psalm 16 van vers 8 af tot aan die einde. Op wonderbaarlike wyse lees hy uit die 2020 Afrikaanse vertaling en hy sê vir jou en vir my die volgende. Hy sê vir ons, ek lees vir ons uit Handelinge 2. Hy sê, nadat hy dit gelees het, van vers 8 af tot 11, wat ons nou net saam gelees het, hy sê, broers, wat die stamvader Dawid betref, kan ek vir julle met sekerheid sê, dat hy gesterf het en begrawe is, en sy graf is tot vandag toe by ons. Daar wat Petrus waarskynlik staan in preek op die Temple Mount, kan hy suidwes wys na Sinai, 800 meter weg van hom af, die graf van koning Dawid. Geen nie om waar hy staan in Jerusalem, is omtrent 800 meter weg van hom af, die graf van koning Dawid. Hy gaan verder.
Omdat hy, dis Dawid, 'n profeet was en geweet het dat God met 'n eed aan hom beloof het om iemand van sy nasate op sy troon te plaas, het hy in vooruitskouing oor die opstanding van die Christus gesê. En toe gaan hy na Psalm 16 toe weer. Vers 10. Hy is nog aan Hades oorgelaat, nog het sy liggaam ontbinding beleef. God het hierdie Jesus laat opstaan. Daarvan is ons almal getuies, sê Petrus. Hier langs hom staan 11 ander apostels. As jy dalk skepties is, al daai ouens, ingesluit Petrus, is doodgemartel vir daai getuienis. En hulle getuienis het nooit verander nie. En Petrus kan na geen graf wys van Jesus, soos wat hy kon met koning Dawid nie. Vol van die Heilige Gees gaan Petrus op Pinkster en ook vanoggend en hy druk sy vinger op vers 10 van Psalm 16 en hy sê, Dawid praat nie van homself nie. Hy praat van Jesus. En vriende, Psalm 16 praat van Jesus. Psalm 16 drup van Jesus. Jesus verskyn juis op die toneel, want God wat jou liefhet, wat jou letterlik pynlik liefhet, is bewus dat hy selde jou en my hoogste skat is. Koning Dawid weet dit, koning Dawid verstaan dit, koning Dawid is 'n oorspelige moordenaar, maar in Jesus is hy 'n man na God se hart. Julle sal onthou dat Johan laasweek gesê het, ons het nie meer tyd nodig nie, ons het verlossing nodig. Hier is presies dit. Hou asseblief jou vinger op vers 10. As jy in Jesus glo, dan het hy, verlede tyd, dan het hy alles wat jou skei van hom, saam met hom in die graf ingeneem, en hy het gesterf. Maar nie net het hy gesterf nie, daai goed wat jou skei van hom, het ook gesterf, en die graf het dit verteer. Maar voor die graf Jesus kon verteer, het hy uitgestap, opgewek, jou mintyd, jou stop-start, stilte tyd, jou koeliefde, dit is al 1992 jaar gelede verteer in die doderyk. Toevallig het die doderyk homself verteer. Nou kan ek en jy in genade in 'n nuwe rigting stap. Laat ons bekeer, laat ons wegdraai van ons ou manier en laat ons na Jesus toe hardloop, vriende. Jou stilte tyd is ook verlos. Hier's waarop dit neerkom. Ons hou nie meer stilte tyd op 'n vreemde, vae manier wat ons diep in ons wese dink. Ons hou stilte tyd sodat ons daardeur verlos kan word nie. Ons hou stilte tyd omdat ons verlos is. Ons gaan in die oggend en hou stilte. Hoekom hou jy stilte tyd? Omdat ek verlos is. En hoe meer jy hierdie realiteit indrink, vriend en vriendin, hoe meer jy na die lieflikheid van Jesus kyk, hoe meer beloof die Here sal sy gees jou transformeer en jou koel liefde warm maak. So vriende, wanneer die Here inderdaad ons liefde met hierdie evangelie wat ons nou net gehoor het, aanwarm, opwarm, hoe moet ons prakties stilte tyd hou? Hoe beoefen ons dit? Onthou, ons stilte tyd is 'n hoeksteen van 'n intieme verhouding met God. God gee nie vir ons 'n resep nie. Hy gee vir ons die ultimate voorbeeld, Jesus. Jesus het niks geselebrate, hy het niks aangepak, hy het nie asem gehaal sonder om elke keer homself af te sonder en alleen tyd met die Vader te gaan spandeer nie. 'n Mens kry amper die disippels jammer op 'n manier, soos hulle, hoorie, ons gaan laat wees, ouens, waar's Jesus? Waar's stilte tyd? Ons gaan stilte tyd hou. Die hele tyd, aanhoudend. Dink aan Jesus se ministry wat begin, toe sy bediening begin het, net nadat hy gedoop is,
toe het hy nie onmiddellik gaan preek of onmiddellik gaan wonders doen nie. Die Gees van God neem hom in 'n stil alleen plek, in 'n desolate place, vir 40 dae se stilte tyd. As 'n voorbereiding vir sy kragmeting teen Satan. En na 40 dae het stilte tyd Jesus maalvleis gemaak van die vyand. Nou, vriende, just saying, as die koning van konings, die uitstraling van God se heerlikheid, hy waar in die volheid van God woon, die starbreather, dit brood nodig ag om alleen tyd met die Vader te spandeer. Just saying. Hier is 'n skrifgetroue model vir stilte tyd, vriende, soos wat Dawid en die psalmdigters dit aan ons voorhou en hoe ons Jesus dit self sien oefen het. Ek gee 'n simpel afkorting wat jy maklik kan onthou. Ongelukkig is simpel afkortings iets wat maklik onthou word. Jy hoef dit nie lank te onthou nie totdat hierdie vir jou tweede natuur word. Hier is die afkorting. SLA. Laat jou diens aan die Here elke oggend 'n SLA, 'n service level agreement wees. Jy hoef dit nie te onthou nie, onthou net SLA. SLA. Stil, luister, antwoord. Stil, luister, antwoord. Raak stil. Vriende, net terloops. Ons kan elkeen van daardie afsonderlik beoefen en dit is 'n goeie ding en doen dit ook. Maar dit is nie die som totaal van stilte tyd nie. Dis iets anders wat goed is, maar dis nie stilte tyd nie. Ons moet stil word. Ons moet luister en ons moet antwoord in gebed. Nommer 1, raak stil. Wees stil en weet ek is die Heer. Wat 'n ongelooflike woorde sê die Here vir ons Psalm 46. Wees stil en weet ek is die Heer. So vriende, verwyder klatter, verwyder afleidings, raak bewus van God se teenwoordigheid. Hy is bewus van jou teenwoordigheid. Laat jou hart hom innooi soos wat dit stil word. Gebruik 'n spesifieke tyd om werklik stil te word, bewus te word van sy teenwoordigheid en laat jou hart hom innooi tot daai oomblik in tyd en plek. In God se omgekeerde koninkryk is dit nie poëties van pas dat wanneer ons fisiese oë toegaan, die oë van ons harte oopgaan. Nommer 2, luister. Ons luister primêr en heel eerste deur die woord te lees. As ons die woord gelees het, kom die tweede deel van luister. Dit is 'n baie diep oordenking van die Here se woord. Die Bybel gebruik die woord mediteer. Vriende, ek is self ongemaklik met die woord mediteer, maar dit is maar net eenvoudig omdat die woord gekaap is deur al wat 'n pamfletjie is met 'n vreemde, selfgesentreerde, selfhelp religieuse sousie op. Die Bybel is nie bang vir die woord mediteer nie. Bybelse meditasie is niks vreemds nie. Kom ons kyk vinnig een van die vele voorbeelde, Psalm 1. Terloops, baie goeie meditasie oor meditasie. But his delight is in the law of the Lord, and on his law he meditates day and night. Psalm 1. Terloops, daai law is nie die 10 gebooie nie, is ook nie die Torah nie. Dis die volle normatiewe skrif, dis die Bybel self. He meditates day and night. Meditasie is die diep oordenking van God se woord, terwyl jy dit geduldig met jou kop vir jou hart preek, aanhoudend. En meditasie is wanneer jou kopwaarhede in jou hart invryf, amper soos wat mens suurdeeg sal inknie. Vat asseblief jou blaadjie. Kyk in vers 5. Die 53 vertaling praat van meditasie as saggies prewel. Kom ons prewel saggies. Vers 5. U is my porsie en my beker. Waaraan herinner 'n porsie en 'n beker my?
Nagmaal. Waaraan herinner nagmaal? Doen dit tot my gedagtenis. Jesus. Sit jou vinger op vers 11. U wys my die weg van die lewe. Wie is die weg van die lewe? Dis Jesus. By u regterhand is daar vir my lieflikhede vir ewig. Wie is by die Here se regterhand? Wie sal ek ontmoet by sy regterhand? Jesus. Vriende, meditasie saam met die Gees, wil jy 'n experience saam met die Gees hê? Stap saam met hom in die woord in. Hy bring jou by woord. Hy bring jou na Jesus toe. Niks anders. Dis waarna toe jou altyd gaan bring. So ek erken skamerig dat ek het tans 'n wit belt in Bybelse meditasie. Ek bid om volgende jaar die tyd 'n geel belt te hê. Maar daar is ouens met 5de dan swart belt in Bybelse meditasie en daar's goeie bronne daar buite. Ons gaan van hulle distribute vir jou, maar gaan gerus op die website en ek dink hopelik later gaan dit op ons app ook wees, baie goeie Bybelse bronne en hulp, presies om hierdie ding beter onder die knie te kry. Right, so meditasie is die oordeenking van God se woord. Laat jou hart luister na wat God te sê het, voor jy daarop reageer. Right, Eugene Peterson sê, en ek paraphrase net eenvoudig, ons moet eers luister voor ons antwoord, anders gaan ons dalk praat met 'n God wie ons dink hy is, of 'n God wie ons hoop hy is, en nie met God nie. As ons deeglik luister, dan kan ons antwoord, en dan is ons antwoord in gebed 'n dialoog, en dialoog is wat nodig is vir 'n liefdevolle verhouding, intieme verhouding met God. So laat intieme stilte tyd vorm wat God vir jou is. Ek gaan afsluit met hierdie gedagte, vriende. Dit is inderdaad waar dat my min tyd en my koel liefde, my mankolieke gestilte tyd, 'n storie vertel wat my dikwels ongemaklik en hartseer los. Maar vriende, kom ons gaan staan voor die leë graf van Jesus. Kom ons ontmoet hom daar. Kom ons kyk vol in sy wonderlike gesig. Hy het jou lief. Hy het jou regtig lief. Hy het die littekens om dit te bewys. Gaan môreoggend en elke oggend vir die res van jou lewe. Word stil en klop net. Klop net. Hy beloof hy gaan oopmaak. Hy gaan oopmaak so seker as wat die son wat hy gemaak het gaan opkom. Laat die Heilige Gees jou terugbring na jou eerste liefde toe. En wat lê in jou toekoms dan? Jy weet dit dalk nou met jou kop, maar eendag in stilte tyd gaan jou hart stelselmatig hierdie weet. Eendag gaan jy jou oë toemaak van jou fisiese oë en die oë van jou hart gaan oopgaan. En jy gaan sien dat dit nooit jy was wat aan Jesus vasgehou het nie, maar hy wat met 'n onbreekbare greep jou het. Hy het jou. Niks gaan jou uit sy hand uitruk nie. Ja, daar is nog nie 'n woord op my tong nie. Kyk, dan ken u, Here, dit volledig. Van agter en van voor omsluit u my. U plaas u handpalms op my. Om dit te verstaan is 'n te groot wonder vir my. Dit is te hoog. Ek kan dit nie begryp nie. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, ons roep uit. Red ons, bewaar ons. Here, ons vertrou dat U gaan. Here, ons loof U, want by U is daar vir ons pleasures forevermore. Ons bid, Here Jesus, dat U gou sal kom. Ons bid, Here Jesus, vir die mense daar buite wat U nog nie ken nie. En ons bid, Here, vir ons stilte tyd.
Verseker ons elke dag dat U dit ook verlos het. En Heilige Gees werk met ons. Ons is stof. Werk met ons harte. Maak ons liefde warm. Bring vir ons nuwe lewe. Ons bid hierdie met vreugde in ons Koning Jesus se naam. Amen. Dankie Gert, julle kom ons staan en maak ons vas hierdie laaste vers in die Psalm 16 met hierdie volgende liedjie.
Die laaste vers van Psalm 16. U wys my die pad van lewe. Oorvloedige vreugde in u teenwoordigheid. Lieflikhede in u regterhand vir altyd. Amen. Vriende, net 'n laaste paar afkondigings van my kant af. Eerstens, as jy nuut is hier vandag of daar's iets wat jy graag meer oor wil weet, Renier en Mariek gaan daar by die kontakpunttafel wees om enige van julle vrae te antwoord. Of julle graag wil inskakel by een van ons weeklikse byeenkomste, ons Ligpunt gesinne, wat in die middel van die week bymekaar kom. Dan tweedens, indien die Here met jou hart gepraat het vandag, en jy wil graag 'n geleentheid hê om te reageer op sy woord, het ons 'n bidgeleentheid hier voor na die tyd vir jou. Kom asseblief vorentoe, daar gaan 'n paar van ons hierso wees om saam met jou te bid. Ek gaan self hier wees, Gert wat gepreek het gaan hier wees en dan ook Erika. Enigiets wat op jou hart is. Dan laastens, op julle teksblaadjies sal julle sien aan die agterkant is Ligpunt se nuus. Enige datums, aankondigings of RSV skakels sal julle daar agterop kry. Ek wil julle net julle oor rig op twee dinge. Die eerste een en die mees belangrikste een vir hierdie week is komende Woensdag het ons 'n gebedsaand hier by Willows 6 uur vir 6:30. Ons gaan die tweede kwartaal weer behoorlik afskop na al hierdie lang naweke en vakansiedae. Is dit 'n tyd om weer saam as gemeenskap bymekaar te kom en saam te wees. En so asseblief kyk op julle blaadjie om daar te RSVP sodat ons genoeg koffie vir julle kan maak. En as jy nie weet presies hoe ons nuwe app lyk nie of werk nie, kom asseblief vorentoe en dan kan ek ook help daarmee. Die tweede ding is, komende Sondag het ons 'n gasspreker by ons, Martin Morrison van Christchurch Midrand, kom preek vir ons. Hy is ook deel van Ligpunt se adviesraad wat oorsig het oor ons ouderlinge en die leierskap hier. En so kyk ook asseblief uit vir dit. Volgende week 11 Mei is Martin Morrison hierso en hy gaan verder aangaan met ons reeks en hy kyk spesifiek na ons storie binne in God se storie. En dan enigiets anders kan julle asseblief op die teksblaadjie by die Ligpunt nuus kyk. Ek wil vir ons afsluit. Kom ons gaan in hierdie week in. Kom ons gaan in hierdie week in met vertroue. In Jesus het jy alles wat jy werklik nodig het. Kom ons gaan en sit by sy voete hierdie week. Ek sluit vir ons af met Filippense 4 vers 19 tot 20. Dit lees: En my God, sê Paulus, sal in elke behoefte van julle ryklik voorsien volgens sy wonderbaarlike rykdom in Christus Jesus. Aan ons God en Vader behoort die heerlikheid tot in alle ewigheid. Amen. Kom ons gaan sit gereeld by sy voete in hierdie week en kom ons beleef dit vir onsself. Dankie julle, lekker Sondag verder.